Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Okay, vriende, baie welkom en ja, dit is so lekker om saam met mekaar te wees hier vandag. Ons het 'n wonderlike geleentheid om diep in God se woord stil te staan. En ons het eintlik van al hierdie evangelie waarhede reeds gesing. En ons het daar gebid en ons het dit weer gehoor. Kom ek bid een laaste keer vir ons, dan spring ons in Romeine 5 in. Ons Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê dat U ons deur die jaar gebring het tot op hierdie punt. Here, U is goed en U is getrou. Mag ons dit weer vanoggend raak sien, opnuut beleef. Here, dalk vir die eerste keer dit sien uit die woord uit. Mag U asseblief kom en ons harte kom sag maak. Here, wys ons die ongelooflike hoop wat ons het, wat U vir ons bied, in die midde van ons swaar kry, Here. Kom en doen hierdie werk. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ons het laasweek saam nagedink oor God se genade in die voorspoed wat ons beleef het in 2024 wat verby is. Vandag wil ons saam kyk na wat Paulus vir ons skryf in Romeine 5 oor God se genade in die midde van ons swaar kry. Dit is ongelooflike woorde wat ons gehoor het, is dit nie? Maar dit is moeilik om dit te hoor. Dit is moeilik om dit te glo, veral wanneer ons by vers 3 kom, wat sê ons beroem onsself, ons verheug onsself in swaar kry. Dit klink heeltemal teenstrydig. Daarom het ek dit goed gedink deur om te begin, deur om vir ons 'n prentjie te skets van die mense wat ontvanklik hierdie brief ontvang het. So die Romeine aan wie Paulus skryf, wat was hulle dag-tot-dag lewe situasie gewees? Wanneer ons hierdie woorde lees, is dit maklik vir ons om te vergeet dat hierdie brief geskryf is aan mense soos ek en jy, wat deur hulle eie swaar kry gaan. Hierdie mense het in die hart van die Romeinse ryk gewoon, reg onder die neus van die keiser. En hulle het in hierdie ryk gewoon waar die keiser se gesig op elkeen van hulle muntstukke gepers is wat hulle in hulle sakke dra. En op daai muntstuk staan Deus et Dominus, of die keiser is God en Heer. Hierdie Romeinse ryk was toenemend vyandig gewees teenoor die destydse nuwe Christen geloof. En hulle sou kort verlang begin met vervolging om hierdie geloof uit te trap. Om hierdie nuwe gelowiges van ontslae te raak. Uiteindelik hierdie einste apostel Paulus wat hierdie woorde skryf, is doodgemaak deur die Romeinse ryk. En dit is die politieke aspek van waardeur hierdie Christene gaan. Net soos ek en jy, het hulle eie gesondheidsprobleme gehad. Hulle het nie altyd geweet waar die geld vandaan gaan kom nie. Hulle het ook moes deurwerk deur geliefdes wat hulle verloor het. En so as jy Paulus is wat hierdie brief skryf, wat hoop verkondig aan hierdie mense, moet jy sekerlik beter weet waarvan jy praat. Hierdie mense kan nie bekostig om 'n sonskyn storie te ontvang, maar wat eintlik op die ou ende leë beloftes is nie. Hulle kan nie dit duld nie. Leë beloftes het 'n manier om 'n slegte situasie nog erger te maak en uiteindelik sou valse hoop vinnig uitgesterf het, nie waar nie. Valse hoop sou nie 'n paar maande hou nie. Praat nie eers van dekades van vervolging nie. 2000 jaar se wêreldgeskiedenis. Die goeie nuus is dat Paulus nie valse hoop verkondig het nie.
Hy het hoop verkondig wat nie kan sterf nie, want dit het ontstaan uit die dood en opstanding van die Seun van God. Dit is hoop wat sin maak van ons swaar kry. Dit oortref alle realiteit. Dit is hoop wat sê dat ons toegang nou het tot die genade van God. En hierdie hoop sal ons nie teleurstel nie. En soos wat jy terugkyk op 2024, wat is daardie dinge van swaar kry wat jy beleef het? Wat is die dinge wat jou platgeslaan het hierdie jaar? Wat is die dinge wat jou oorweldig het? Dis vir ons duidelik om God se genade in ons goedheid te sien, soos wat 2024 verby is. Maar soos wat ons terugkyk op ons swaar kry, sukkel ons om te weet presies hoe om in geloof te reageer op dit. Beteken dit dat ons, as ons swaar kry beleef het, dat ons op 'n manier buite God se genade gewandel het? Ons stap dag tot dag in genade, maar as ons val ons dalk uit God se genade uit. Vandag uit Romeine 5 uit wil ek hê ons moet sien dat die antwoord 'n duidelike nee is, julle. Soos wat ons stap dag tot dag in genade, so val ons ook in genade. En in God se woord wil ons vandag tyd spandeer om te hoor, hoe lyk God se genade? Hoe skyn God se genade uit in die midde van ons swaar kry? Vandag is ons tweede en laaste preek in hierdie genadejaar reeks. En dit is ook ons laaste samekoms vir die jaar. Ek wil hê ons moet weer terugkyk op Jesus se woorde wat hierdie genadejaar aangekondig het, wat ons laasweek bestudeer het. Lees weer saam met my Lukas 4. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig van verblindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Hierdie is die genadejaar waarin ek en jy bly, tussen Jesus se eerste en sy tweede koms. En dit is goeie nuus. Maar sien julle raak, hierdie is goeie nuus spesifiek, nie net vir mense wat totaal en al uitgesort is of wat uiterste sukses behaal het nie. Dit is goeie nuus vir mense wat swaar kry beleef. Die armes, die blindes, die gevangenes, die mense wat onderdruk is met verskillende uitdagings. Dit is hierdie mense vir wie Jesus sê, ek kom red, ek kom bevry, ek kom seën. En so kom ons vra vir die Here perspektief, dat hierdie woorde sal waar wees vir ons vanoggend, soos wat ons met ons swaar kry na die Here toe kom. Ek wil graag hê ons met Romeine 5 bestudeer onder die volgende 3 punte. Eerste, kyk ons saam na die beginsel. Tweedens, na die patroon. En derdens, die waarborg. Eerstens, die beginsel. Ons het 'n geleentheid om onsself te verheug in swaar kry, want God is aan die werk. Dit is ons eerste punt. Kyk asseblief saam vers 3. Paulus sê vir ons verheug onsself in die hoop van die glorie van God, maar dis nie al nie, ons beroem ons ook op ons verdrukking. Die Engels sê, we rejoice in our sufferings. Paulus, hoe kan jy dit sê? Weet jy wat swaar kry is? Dit is verseker nie my eerste reaksie wanneer ek swaar kry nie. Dit is belangrik om Paulus uit te hoor op hierdie punt. Hy weet waarvan hy praat. Hy is deur baie swaar kry in sy eie lewe. Hier is 'n voorbeeld, net vir ons om te hoor dat hy 'n man was net soos ons. 2 Korintiërs 1 vers 8, lees saam met my.
Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Hierdie woorde wat ons hoor, kom nie van een of ander superapostel wat geen swaar kry ervaar nie. Hy was iemand net soos ek en jy gewees. En so daarom wil ek jou uitnooi met jou eie swaar kry wat jy beleef het in 2024. Bring dit voor God. Laat hierdie woorde inspreek tot daai pyn. Wat bedoel Paulus wanneer hy sê verheug jouself in swaar kry? Eerstens wil ons gesels oor wat dit nie beteken nie, natuurlik. Paulus is nie besig om te sê ignoreer jou swaar kry, fokus net op die goeie dinge, wees dankbaar. Dit is 'n tipe van 'n stoïsisme. Die huis het afgebrand, maar ek was dankbaar, dit was ten minste warm geweest. Om net met selfbeheersing en verharding net deur die pyn te druk is nie die tipe geloof wat Christene het nie. Ons word nie geroep om swaar kry net te ignoreer deur wilskrag nie. Dit lei tot 'n hart wat hard word en koud is vir ander wat deur swaar kry gaan. Maar aan die ander kant wil ons nie van die perd afval nie, deur om te sê ek is dankbaar vir hierdie swaar kry self. Ek vind vreugde in pyn. Ons moet nie sê dat pyn gee vir my identiteit nie, of dat ek op 'n manier uniek is omdat ek deur hierdie swaar kry gaan nie. Dit is 'n manier om aan die swaar kry en die seer vas te hou. Dis ook nie wat Paulus vir ons sê as hy sê ons moet onsself verheug nie. Nee, wat hy sê is ons verheug onsself in swaar kry, want dit het 'n doel. God gebruik ons swaar kry om ons meer soos Jesus te maak. Dit lei ons tot 'n dieper vertroue en 'n dieper hoop in Jesus, selfs as ons nie seker is wat gaan aan nie. Ek wil weer vir ons die woorde van Paulus in 2 Korintiërs 1 opsit. Ek lees weer van vers 9 af. Trouwens het dit vir ons gevoel asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is, maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot lewe. Sodat ons nie op onsself vertrou nie, maar op die God wat dooies opwek tot lewe. Dit is die Christense hoop in swaar kry. Swaar kry lei tot 'n dieper verhouding in die Here. Dit gaan ongelukkig nie natuurlik gebeur nie. Iemand wat nie 'n Christen is nie, gaan nie op 'n natuurlike manier noodwendig na Jesus toe kom as hy swaar kry beleef nie. Mens kort 'n stap van geloof. 'n Stap wat sê ek gaan nie in my eie krag meer staat maak nie. Ek gaan nie meer op myself vertrou nie. Ek kan nie meer op myself vertrou nie. Ek gaan op God vertrou, want hy het die krag om die dooies op te wek tot lewe toe. Het jy al tot hierdie besef gekom? Het jy in 2024 hiervan getuig? Dat jy nie op jou eie krag kan staat maak nie? Het jy die uitnodiging gesien van God wat sê kom na my toe? Vertrou op my. Paulus sê vir ons dat ons hoop het in God. As ons buite onsself beweeg, vind ons hoop in God. Al maak dit nie altyd vir ons sin nie. Hoor hierdie mooi beeld wat C.S. Lewis vir ons geskets het. Imagine yourself as living in a house.
God comes in to rebuild that house. At first, perhaps you can understand what he's doing. He is getting the drains right, and he's stopping the leaks in the roof, and so on. You knew these jobs needed doing, and so you're not surprised. But presently, he starts knocking the house about in a way that hurts abominably and does not seem to make any sense. What on earth is he up to? The explanation is that he is building quite a different house from the one that you thought of. Throwing out a new wing here, putting on an extra roof there, running up towers, making courtyards. You thought you were being made into a decent little cottage, but he is building a palace, and he intends to come and live in it himself. Ek mag dalk heel moontlik nie verstaan waarmee God besig is in hierdie swaar kry nie. Dalk is daar tye wat ek kan sien, okay, hierdie swaar kry is as gevolg van hierdie besluit wat ek gemaak het, of hier is God duidelik besig om iets met my te leer. Maar baie tye voel dit vir ons asof dit sinneloos is, of ons kan nie die punt daarin sien nie. In daai tye rus ons in die feit dat God in beheer is en dat hy besig is om in ons lewens te werk. Dit is daar waar ons wag op die Here. Hierdie teksgedeelte gee vir ons wel 'n patroon van hoe God werk deur swaar kry. En dit is ons tweede punt, die patroon waardeur God werk. Swaar kry in die Christelike lewe lei tot hoop. Swaar kry bly nie swaar kry nie. Swaar kry lei tot hoop. Lees weer saam met my vers 3. Ons verheug of beroem onsself in verdrukking, omdat ons weet, verdrukking bewerkstellig volharding, en volharding lei tot betroubaarheid. En betroubaarheid tot hoop. Swaar kry lei uiteindelik tot hoop. En die manier hoe dit gebeur is deur volharding, wat betroubaarheid, of in Engels sê karakter, ontwikkel. Vriende, eerstens, swaar kry lei tot volharding. Weereens nie verharding nie. Pyn gaan nie my seer maak nie. Nie dit nie, maar volharding. In die midde van hierdie swaar kry, leer ek om dieper op Jesus te vertrou. En hier wil ek graag 'n belangrike geestelike oefening wat die Christen tot sy of haar beskikking het uitwys. Ons weet nie altyd hoe dit lyk om met God te praat in ons swaar kry nie. Ons sukkel om dit met mekaar te deel. Ek dink baie keer voel ons, of dis ten minste ek, dat ek moet fokus op die dinge waarvoor ek kan dankbaar wees, en dit sal dan my swaar kry in perspektief sit. Dit is alles net 'n perspektief game. Maar dan praat ek eintlik nie met God oor my swaar kry self nie. Maar vriende, die Here het vir ons woorde gegee om met hom te praat spesifiek in ons swaar kry. Hy is nie bang vir ons pyn nie. Hy is nie bang om dit te hoor by ons nie. Inteendeel, hy nooi ons uit om harde woorde met hom te praat. Ek praat van die geleentheid wat ons het om te treur of te klaag. Die Engels noem dit lament in 'n Bybelse definisie. As moderne westerse wêreld het ons hierdie woordeskat van klaag eintlik verloor. Maar dit is 'n kritiese komponent om in die lewe van 'n Christen se wandel in 'n gebroke wêreld waar daar sonde en pyn en hartseer is. My liewe ma het gisteroggend vir my hierdie aanhaling aangestuur van Michelle Kushat, wat baie van die vrouens by die vrouekamp ontmoet het en tyd mee spandeer. Hoor hoe praat sy van lament. Hope without lament is like trying to build a home without dealing with the rubble. To build an enduring faith, you and I must deal with the debris.
cataloging the losses. Grieving is the necessary first step to new living. En hierdie sien ons keer op keer in die psalms. 'n treurgebed gerig aan God, wat eerlik praat oor die psalmskrywer situasie en vra vir God om in te tree in hierdie moeilike omstandighede. En dan gaan die psalmskrywer aan en herinner hom of haarself oor wie God is, wat sy beloftes is teenoor hulle. En dit eindig met 'n stap van geloof wat sê, ek gaan nie hierdie situasie in my eie hande neem nie, ek gaan vertrou op God, dat hy die een is wat werk in hierdie situasie. En so kan ek jou aanmoedig, soos wat jy terugkyk op 2024, praat met God oor jou pyn. Deel jou kwaad, of jou hartseer, of jou onsekerhede, en vra vir hom derdens om in te tree in hierdie situasie. Herinner jouself, nommer 4, aan sy beloftes, en dan vertrou op hom. En as jy nie weet wat om te bid nie, of jou pyn is so seer en rou, dat jy dit nie in woorde kan omsit nie, kan ek jou uitnooi, gebruik die woorde wat God vir jou gegee het in die psalms. Daar is talle smeekgebede in die boek van psalms. En 'n goeie voorbeeld hiervan wat jy kan opsoek na die tyd is Psalm 13, 'n rou eerlike gebed in die midde van swaar kry. Die volgende stap dan in die proses is volharding lei tot betroubaarheid of karakter. 'n Persoon wat deur verskeie seisoene van swaar kry gegaan het, wat geleer het hoe om op God te vertrou in daai tyd. En wat dan daardeur gevorm word. Hoor hoe Petrus dit skryf in 1 Petrus 1. Verheug julle hieroor, selfs as dit nodig is dat julle 'n kort tydjie beproef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer en waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Het julle al die proses van goudsuiwering gesien? Dit is ongelooflik. Goud wat vol onsuiverhede is, word warm gemaak, verhit in 'n smeltkroes totdat dit vloeibaar is. Gewoonlik oor 1000 grade Celsius en dan word chemikalieë bygegooi soos boorsuur of sout om die onsuiverhede van hierdie metaal af te skei. En soos dit meng, dryf die onsuiverhede boontoe. Dit tot op die oppervlak en die suiwer goud word stadig uitgelig, glinsterend. Hierdie is die metafoor wat Petrus vir ons gebruik. Swaar kry in ons lewens sit hitte in ons stelsel in. En daardie hitte bring beide die beste en die swakste uit ons uit. Met hitte van swaar kry sien ons, daar dryf ons sonde tot na vore, ons swakheid na vore, die plekke waar ek en jy nie op God vertrou nie, maar eerder op ander dinge. Dit lig dit uit, en daar het ons 'n geleentheid dat die Heilige Gees in ons harte werk, om ons te help rig op God. Maar dit wys ook die egtheid van ons geloof uit. Dit vorm suiwer geloof, wat nie vergaan in swaar kry nie, maar wat eerder mooier word in swaar kry. En dit dan lei tot 'n dieper hoop. Dit is die laaste element van vanoggend waar ek wil gesels. Swaar kry lei tot hoop. Wat is hierdie hoop dan spesifiek waarvan Paulus praat? Wat is die hoop wat ek en jy as Christene het? Dit is ons derde punt, die waarborg. God se liefde is deur die Gees in ons harte uitgestort.
Tel asseblief julle blaadjies op en kom ons kyk weer na die eerste 2 verse van ons teksgedeelte waarin ons nie altyd spandeer het nie. Dit begin, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom is ons in geloof, het ons ook in geloof toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Julle, hierdie is die evangelie waarheid. Dit is dieselfde as laasweek. Ons het deur geloof nou toegang gekry tot God in Jesus. Glo in Jesus. Sit jou vertroue en hoop in hom. Want die genade wat hy vir ons gegee het, is met 'n duur prys betaal. Dit is 'n geskenk wat vir my en jou gegee is. Hy het vir my en jou gesterf toe ons nog sondaars was. Ons het vanoggend daarvan gesing. Ek wil ons herinner aan die woorde van Man van Smarte. Ek dink nie dit is op die skerm nie. Aanskou die kruis van Golgotha, die koning wat my sonde dra. Man van smarte, woord van God, vlekkelose lam deur mens bespot. My doringskroon die hemelprins, en in ruil kry ek my Heer se guns. Het jy al hierdie geskenk van onuitputbare liefde aanvaar? Ek en jy is nou geregverdig. Ons het hier vrede met God. Daar heers nie chaos nie, maar stilte en vrede tussen my en God. Kom ons bemoedig mekaar in daardie feit. Maar meer as dit nog, ons beroem, vers 2, ons op die hoop om deel te kan hê in die heerlikheid van God. Dit is die inhoud van ons hoop, om deel te kan hê in die heerlikheid van God. Ons leef nie net aan die hand van wat Jesus vir ons gedoen het 2000 jaar terug nie, maar ook wat hy gaan doen wanneer hy terugkom. Daar wag oordeel op sonde, reg en geregtigheid sal geskied. God gaan vir ons 'n nuwe lewe gee, ewige lewe saam met hom. Swaar kry lei tot hoop, 'n hoop in die heerlikheid van God. En dit is hoekom ons teksgedeelte dan kan eindig, vers 5, wat sê, swaar kry lei tot hoop, en hierdie hoop beskaam nie. Dit sal ons nie teleurstel nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat vir ons gegee is. God se Gees in ons harte tree vir ons in. Dit herinner ons aan God se beloftes. Dit kom troos ons in ons swaar kry. Hoekom kan gelowiges oortuig wees oor ons uiteindelike bestemming? Paulus se antwoord hier is dat dit openbaar is aan ons deur 'n diep emosie van God teenoor ons. Sy liefde is in ons harte uitgestort. Met ander woorde, God sal altyd sy beloftes hou, omdat hy ons liefhet. Dit gaan nie net oor dat hy in staat is om dit te doen nie, meer as nog dat hy gewillig is om dit te doen nie, of dat hy goed is. Dit is omdat hy vir ons omgee en so diep liefhet. Elkeen van ons wat in geloof en vertroue na sy seun toe kom. Ons dra daai liefde binne in ons harte. En dit maak God se beloftes inderdaad kragtig. Vriend, jy wat geswaar gekry het in 2024, kan ek jou bemoedig met daardie woorde vanoggend. Soos wat jy terugkyk op die jaar wat verby is, sien God se genade en sy seën teenoor jou raak. Kan ek jou uitnooi om met hom te praat oor jou swaar kry? Sien dat hy nie verander het hierdie jaar nie. Hy bly konstant. Sy belofte en sy goedheid is nog steeds vir jou.
Vriende, ek wil vir ons afsluit met nog 'n prentjie van C.S. Lewis wat hy vir ons skets. Luister. I suggest to you that it is because God loves us that he gives us the gift of suffering. Pain is God's megaphone to rouse a deaf world. You see, we are like blocks of stone out of which the sculptor carves the forms of men. The blow of his chisel, which hurts us so much, are what makes us perfect. Swaar kry herinner ons aan dit wat belangrik is. Dit skop ons uit 'n lou warm bestaan uit en dit wakker ons harte vir iets wat waar is. Ek en jy behoort nie aan hierdie wêreld nie. Ons is hier net vir 'n oomblik. Daar is 'n ewigheid wat vir ons wag. 'n Ewigheid waar daar nie meer trane of pyn of swaar kry gaan wees nie. Hierdie swaar kry en hier en nou kweek in ons harte 'n verlange om God se glorie te laat sien. Dat God se glorie sal skyn in ons lewens en ons kan deel in daardie glorie. Kom ons spoor mekaar aan tot dit, ook soos wat ons aanstap in 2025 in. Kom ons bemoedig mekaar in die midde van ons swaar kry wat ons volgende jaar gaan beleef. Die werk wat God in ons harte begin het, die goeie werk wat hy in ons harte begin het, sal hy tot volëinding bring. Die dag wanneer Jesus terugkom. Kom ek bid vir ons. Ons hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir die goeie nuus wat ons ontvang het. Here, soos wat ons terugkyk op die jaar van 2024, Here, is daar baie goeie dinge wat verby is, waarin U ons genadig was en U ons geseën het met alles wat goed is. En Here, ons kyk ook terug en ons sien swaar kry en pyn. Here, baie trane wat elkeen van ons gehuil het. Here, sal U asseblief ons kom ontmoet daarin ook. Here, sal U ons asseblief kom leer in daardie plek dat U konstant is en dat dit wanneer dit lyk asof ons wêreld uitmekaar uitval, Here, verbaas dit U nie. U bly konstant. U hou ons in U hande. U kom troos ons. Here, sal U asseblief ons leer hoe om met U te praat oor ons swaar kry, om werklik te treur oor die gebrokenheid van hierdie wêreld en die sonde in ons harte. Sal U asseblief ons kom bemoedig in U goedheid. Here, ons sien uit met afwagting vir die dag wat U ten volle U koninkryk gaan inbring, waar ons U glorie duidelik gaan sien en waarin ons dan kan deel. Here, ons smag daarna. Here, sal U asseblief hierdie waarheid anker in ons harte, soos wat ons in die nuwe jaar instap. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.